doen vir die Here tussen ons ons ou manne. Daar gebeur wonderlike dinge, die familiewees is uitstekend. Dis die beste wat ek nog ooit beleef het in my 45 jaar in bediening, die fellowship. So al die manne is genooi, ouens, kom doen dit saam met ons. En dan, ons het groot sports, ons is lief vir die Here, ons lag lekker saam. Ek is Gert hier, kan ek skinder, waar is hy? Want elke keer as hy man hier opklim, as ek heilig gestres, want jy weet nooit wat daai man gaan sê nie. Nou moet jy sien hoe gebeur dit daar op die mannekamp. So, dis altyd baie lekker. Party van ons het in ons karre geslaap en vanmôre 'n bietjie rugseer. Hy Pajero is bietjie kort, ander hy sal met praat met Mitsubishi oor die ding. Party het in karavane geslaap, baie great. Die ander van ons het maar net gekyk en gewens ons het ook 'n karavaan wat daar buite gestaan. Maar dit was great, dit was wonderlik. Dankie, ons kyk uit na die volgende een, Andrei, hoor. Baie dankie. Ek gaan vanmôre met jou so 'n bietjie gesels oor 'n lieflike geur. 'n Lieflike geur. En ek gaan vir jou eers lees in die Passion parafrase in 2 Korintiërs. Ek wil net gehoor, is ons online, Jaco? Probeer julle. Baie dankie. Ek hou van jou geel hemp, Jaco. Baie flashing, baie. 2 Korintiërs 2 vers oor die sein ontvangs is sleg nie. Sit net op die groepe gou dat ons vra verskoning. Okay. 2 Korintiërs 2 vers 14. God always makes his grace visible in Christ, always. Who includes us as partners of his endless triumph. Through our yielded lives, he spreads the fragrance of the knowledge of God everywhere we go. And we have become the unmistakable aroma of the victory of the anointed one to God, a perfume of life to those being saved. Die Afrikaanse in 2 Korintiërs 4:14, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Dis hoekom ek praat vanmôre met jou oor die lieflike geur, die lieflike reuk. Hy sê want ons is 'n aangename geur van Christus. Dis wat ons is. En dan die Passion parafrase in Efesiërs 5. En daarvan af vers 2, hy sê, and continue to walk surrendered to the extravagant love of Christ. Hy sê, continue to walk surrendered to the extravagant love of God, for he surrendered his life as a sacrifice for us. His great love for us was pleasing to God, like an aroma of adoration, a sweet healing fragrance. Die Afrikaanse Efesiërs 5:1, hy sê, want wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en homself vir ons oorgegee het, 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Ons gaan vandag met jou daaroor praat. Is julle ons alright? 'n lieflike geur, 'n lekker geur. Wat nou? Jy het mos die WhatsApp gestuur of met die stadium so braai. O ja, maar ek het nou nie bedoel hier nie. Ja, maar ons pelle is almal hier so man. Ons kom ons nou lekker braai. Die besoekers gaan dink ons is een of ander weird Maar sekte. dis okay. Ons gaan later met hulle praat. Gaan ons hier braai? Sommige net hier so. Wat sê julle? Gaan ons braai? Ons gaan braai. Kyk hier so. Ek dink julle is 'n heilige klomp mense. Nou klap julle hande vir vleisbraai in die kerk, maar dis reg. Ons kom help ons gou. Ek gaan vir jou wys, Steven. Wag. Jy het dink hulle ons sorg hier vir my. Aubrey, jy's vol verrassings. Ek gaan vir jou. Hier so, né? Sy broer is 'n baie kwaai pastoor. Ek gaan vir hom sê wat hy hier doen in die kerk. Ek het vir ons 'n klein stukkie vleis gebring. Dink jy hierdie stukkie steak gaan genoeg wees? Maar ek het 2 van hulle. So dan kan ons lekker deel. Ons kan okay, nou kom ons Ek deel nie graag my steekie, Aubrey, maar ons is nou in die kerk ons so. kan 'n plan maak. Nou kom ons kry gou die Hoeveel van hulle is daar? As 2 groot is. Ons sal moet bid vir die vermeerdering van die steek, hoor hierso. Ons gaan sommer miracles ook gaan veroorsaak. Ons gaan nou vandag sommer nou net so 'n lekker braaitjie maak. Ek sit nou en dink terwyl hy nou hier regmaak. Is jy nie bly dat ons nie meer onder die wet van die ou verbond is nie?
Want weet jy, as ons onder die wet van die ou verbond was, dan moes ons nou 'n skaap of 'n bokkie gebring het, sy keel afgesny vir julle almal, die arme kinders, hulle vrek geskrik het, en dan die dier geoffer het. Want as jy die wet wil hou, moet jy diere offers. Want die wet noodsaaklik, dat die wet en offer moet saamgaan. Daar moet 'n altaar wees as die wet daar is. En die wet noodsaaklik diere offers. Maar omdat ons nie meer onder die wet is nie, prys die Here, nie meer onder die ou verbond is nie, en Jesus die een offer was, die finale offer, is ons vry van skape en bokke kerk toe bring om hier te slag en te offer vir ons sondes. Is great nie? Wel, ek moet vir jou sê, aan die ander kant, Aubrey, jy al aan gedink, as dit so was, nog die ou verbond, kyk, die priesters het die vleis gekry verniet. Ja. Ek en jy sou nooit weer 'n skaap hoef te gaan koop nie, sê elke Sondag vleis gaan. Take note. Maar gou Heila, kan jy gou vir Steven kom help asseblief man? Heila, sit hy gou sy voorskootjie vir hom aan. Die wat my ken weet hoekom ons sê, Heila, kom krap my rug, kom krap my voete. Maar weet jy wat is wonderlik? Ons is vry van diereoffers. Ons is vry van diereoffers, want Jesus Christus is die een offer. En hy was vir altyd genoeg vir ons. Is dit nie absoluut awesome nie? En omdat die offers nie meer nodig, my vrou het dit vir my gemaak. Ek kan nie mooi daarmee nie. Maar ek wil net vir die manne sê, manne, julle moet baie versigtig wees. Julle vrouens is baie slimmer as wat julle dink. Want nou sê sy altyd hoe sexy lyk ek in my voorskoot, maar ek weet hoekom. Want sy wil ek met hom môre by aantrek en weer kos maak. Dis 'n triek. Hulle het altyd 'n plan. As hulle vir jou in die oggend vra hoe lyk hulle, moenie antwoord nie, is 'n trap, bid eers vir wysheid, dan antwoord jy. Dieselfde met die voorskoot, jy weet, sy vang my elke keer. Maar weet jy, omdat daar nie meer offers is nie, prys die Here, is die wet ook nie meer nodig nie. Dis fantasties. Nou die vraag is, as die wet nie meer nodig is nie, en gaan ons dan nou doen wat ons wil? Leef ons bandeloos, leef ons wetteloos? Want daar's nie 'n wet wat vir ons sê wat ons moet doen nie. Nee, ek wil net mooi luister, ek weet, kyk maar daar, dit is baie mooi, jy gaan net op van dit gaan proe. So, maar omdat ons vry is van die wet, leef ons nie wetteloos nie. Want in die plek van die wet het ons die Heilige Gees gekry. En die Heilige Gees is baie beter as die wet. Want die Heilige Gees lei ons en oortuig ons van sondes. Ons het nie wet nodig om dit te doen, die Heilige Gees doen dit. Die Heilige Gees is beter as die wet. Die wet sê jy mag nie. Die wet is soos 'n verkeersteken wat daar langs die pad staan en sê jy moet daai pad gaan. Hy wys die pad wat jy moet gaan. Maar wanneer jy verby die teken is jy op jou eie, jy moet dit self gaan doen. Maar die Heilige Gees wys nie net die pad of die wil van die Here vir ons nie. Hy stap saam met ons. Hy's by ons. Hy's saam met ons, in ons, deur ons en oor ons. En hy word die krag in ons wat dit vir ons makliker maak om nee te sê vir sonde. So ek praat vanmôre met jou oor geure. Nou daai geure, ek weet nie hoe gaan jy daar agter kry nie. Ek praat met jou oor geure. Wie van julle ruik baie goed? Is dit, ruik julle baie goed? Wie kan glad nie ruik nie? Jy ook nie? Ek sê alleen nie, want dit lyk nie of ons figuur aantassie nie. Ek kan nie knoffel proe nie, want ek kan nie ruik nie, maar soos ek kan sien, daar's niks fout met my eetlus nie. So, maar ons kyk graag kosmaakprogramme, want dis hoe ons lus raak vir die besigheid. Ja. Maar ek is nou baie impressed met, ek het maatjies gekry. Ek gaan dalk later die steak ruik, want dis effekte en goedjies wat hulle opsit om dit te doen, jy weet, om die geure. Ek voel dit. Ek wil vir julle vra, ouens, julle wat kan ruik. Wat doen geure aan jou? Wat doen geure aan jou? Maak jou honger? Ja. Ek bedoel, om iets lekker te ruik, wat ruik lekker? Ek weet nie wat waar is nie, maar toe hulle aan die agent besig was, het hulle gesê, as die mense 'n huis wil wys, maak eers eie gaar voor die mense kom. Hulle sê so. Koffiepitte wat gebrand is, wat gemaak word, is blykbaar baie lekker. Die reuk van vars koffie. Of die reuk van gebakte brood. Pannekoek.
of 'n stukkie steak wat hier sizzle. Dit doen iets aan jou. Is dit nie? Ekskuus. Ek kan nie hoor nie. Daai sizzle so hard. Vars gras. Ja, al die vegetariërs se mond water siek as hulle gras nou. Maar weet jy, ek het gister gaan lees en gedink, toe lees ek iets baie interessant en julle hoor my nê, want daai ding raas nou nie. Geure het 'n geweldige invloed op jou limbiese stelsel. En wat is dit? Dis 'n kompleks stelsel van senupunte in areas hier by die korteks deel van jou brein, die uiterlike laag om jou brein. En geure beïnvloed jou gemoed. Jy geweet, dit beïnvloed jou emosies. Geure kan selfs 'n sielkundige uitwerking op jou hê. Geure kan jou herinner aan die verlede. Kan die verlede aktiveer, herinneringe. Reuke beïnvloed basiese emosies soos vrees en plesier, selfs 'n beskermingsdrang by jou kinders. Dit kan positiewe emosies bring, reuke, geure, of negatiewe emosies. En dit het ek nou gelees en miskien die ouens wat nou meer weet kan my net double check. Hulle sê 75% van jou emosies kom uit geure. Dis wat jy sien of hoor, het selfs nie so groot invloed op jou emosies soos geure nie. Paulus sê, God wat die reuk van sy kennis, die geur van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Die Christusgeur wat jy afskei, het 'n groot invloed op mense se emosies. Ek wonder of jy dit weet. Soos vrede, contentment, blydskap, hoop. Ons sit baie kere by mense in beraad en net die geur van Jesus. Daar's hoop, jy kan sien daar kom hoop by mense. Geure, die geur van Jesus maak dat mense voel ek voel geliefd, ek is veilig. Die geur van Jesus, wanneer ek dit versprei, kan blydskap bring, dit kan vrede bring, dit kan lewe bring. Wanneer mense die regte Jesus geur kry, word mense honger vir ware lewe, ware liefde, ware vreugde. Dink daaraan. Ruik julle al die? Kom met daar agter, oor die waai so. Jy moet agtertoe gaan. Okay. Ek wil net sê toe ons vanoggend hier kom, toe staan daar staan hy 'n groot rooi brandblusser. Johan Kog het gesê net vir Kees, ek sê Aubrey, dis wat hy dink van jou braai. Just make it done, please. Okay, die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, is jy so geur van Jesus? Is ek 'n aangename geur? Ek vra nie as jy volmaak in alles wat jy doen nie, ons niemand is nie. Ons maak almal ons foute, ons word kwaad, ontstel, soms bang, depressief, ongelowig. Ons sê baie keer goed wat ons nie moet sê nie, en ons het maar almal ons woordjies. Ek sê altyd, wil jy sien of 'n oue goeie Christen is, maak hom skrik en hoor wat sy eerste woord uit sy mond. Ons het maar almal ons woordjies. Toe maar Johan, ek sal niks vandag verkeerd sê nie. Hy sal my altyd SMS, as ek iets gesê het, pastor, kanseltaal. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê is, om die aangename geur van Jesus te versprei, hoor nou mooi, om die aangename reuk van Jesus te versprei, is nie om jou goedheid te versprei nie. Ons holier than thou attitude nie. Die wêreld wil nie vir jou ruik nie, want dit red niemand. Jou goedheid red niemand. Dit beïndruk dalk 'n paar mense wat gaan sê, o, hy was 'n goeie mens, maar dit gaan nie mense na Jesus bring nie. Dit gaan oor 'n lieflike geur van Jesus. Want sy geur, ek kan nou vir jou kom sê, kom ruik 'n bietjie, ek het iets nice aangespuit. Jy gaan nie honger raak nie. Maar daai ding gaan jou laat lus kry vir steak. Die geur van Jesus maak mense honger na Jesus. Hulle wil hom ruik. Want sy geur trek mense, dit gee vrede, dit gee hoop. En weet jy wat? Vrede is baie skaars vandag. Vrede in harte is baie skaars. Mense het nie vrede, ons leef onstuimig, beangs, bevrees, onseker, ontevrede. Mense soek sielerus, mense soek vrede vir hulle siele, hulle wil voel hulle leef.
En die geur van Jesus, wat ek en jy kan versprei, kan dit vir mense gee. Jy kan. Nou, hoe is daar die geur? Paulus sê, dis die kennis van Jesus wat ons versprei. Hoe versprei ons? Wat is hierdie geur van Jesus? Om te wandel in sy liefde. Die wet se geur is koud, dit ruik na niks. Trek nie mense, dit stoot mense weg. Maar die geur van Jesus trek mense. En hoe versprei ek daardie geur? Deur 'n perfekte lewe te leef? Nee, om te wandel in sy liefde. Om lief te hê. Dis die geur van Jesus. Mense, wettiese ouens wat so vas aan die wet, in die Hebrew roots ouens, en hulle dink dat om Jesus lief te hê, vry te wees van die wet, en om die Heilige Gees te hê, is nie genoeg nie. Maar weet jy wat? Dit beteken juis, as ek Jesus in my het, ek wil heilig leef. Ek wil nie losbandig wees nie. Die wet red nie, die wet stoot weg. En dis wanneer mense Jesus by ons kom ruik, dat hulle bewus word van hulle honger na die liefde van die Here. Want die geur van Jesus skep geestelike hongerpyne na Jesus. Want daar's ook 'n ander soort geur, en ek wil net vinnig met julle daaroor gesels. Weet nie of enige iemand vanmôre hoor wat ek sê nie, want die styk trek verskriklik aandag. Ek het hom saamgebring, so by the way, net Aubrey. Sien wat ek bang is nie, want ek enige tyd 'n stukkie biltong of iets kan verwag van iemand. Okay. Daar's ook 'n ander soort geur wat ek vandag net gou met u wil praat. Paulus skryf vir die Filippense, en ek moet eerlik met u wees, ek het nooit nog aandag gegee aan hierdie gedeelte in Filippense 4 nie. Hulle het hom finansiëel gehelp op sy sendingreis. Hulle het hom geldelik ondersteun in sy bediening, en in Filippense 4 vers 18 sê, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is, die finansies. Hy sê dis 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Maar toe ek dit sien, dink ek, wow, so my liefdesoffer, die finansies wat ek saai, Paulus sê, dis 'n lieflike geur. Dis 'n welgevallige offer, is welbehaaglik by God. Nou praat hy van ons geldoffers. En dit beteken dat wanneer ek en jy finansiëel saai of bydra by die werk van die Here, wek dit 'n emosionele of welgevallige emosie op by God. Want dis 'n geur, en geur bring emosies. En die finansies wat ons hier kom saai, moenie dink dat as jy ietsie daarin gooi, jy gee dit ongesiens weg nie. Die Here sien dit, en die Here sê, dis 'n lieflike geur, welbehaaglik by God. Wow. Hy het eendag vir my 'n teksversie gelees wat ek al jare terug vergeet het, en toe ek dit lees, toe lag ek kliphard, toe sê ek, ai Here, ek wonder wat sal hulle van u gesê het vandag. Matteus 21 sê, en Jesus het reg voor die skatkis gaan sit, en gekyk hoe die skares die geld ingooi. Jesus het daar gaan sit en gekyk, wat gooi hulle in? Wat gaan julle doen as ek dit doen? Julle sal nooit weer wil kerk toe kom nie. En Jesus sê, en daar kom 'n eenarm weduwee en gooi 2 geldstukkies in sy oortjie, is baie min. Toe roep hy sy disippels dan en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar hoor nou 'n bietjie hier. Sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Dit gebeur nie hier nie, ek weet dit gebeur nie, want ons praat nie baie oor geld nie, maar daar's Christene in kerke wat vinnig kla, as hulle gevra word om te saai, in die werk van die Here, want die kerk wil ons net geld hê, dis gewoonlik die storie. En mense is nie altyd verkeerd om so te dink nie, want daar's baie predikers wat ingestel is om net geld te preek, veral die Amerikaanse prosperity predikers, waarvan baie van ons lief is om te kyk op die TV. Ek kyk so tydjie terug na Jesse Duplantis, ek hou van hom en sy goed, en ek sit en luister so, en hy spog oor hoeveel leerjets hy het, en dat die chandeliers in sy huis meer werd is as die huis van baie Christene wat voor hom sit. Dis 'n skande. Dis glad nie welbehaaglik, hulle is rowers, en geld is 'n goue kalf. En dis die tipe goed, dis die tipe prediking wat om te saai 'n slegte naam gee. Maar Paulus kom en Paulus skryf aan die Filippense en hy sê,
Ons liefdesoffers, die geld wat ons saai in die koninkryk vir die werk van die Here, is 'n lieflike geur vir God. So wanneer ek saai, skei ek 'n geur af vir die Here. En hy sê dis welbehaaglik, welgevallig vir die Here. En Jesus kyk na wat ons ingooi. En jy weet wat, God seën nie 'n toehand nie, want 'n toehand kan ook nie ontvang nie. 'n Oop hand. Terwyl ek op die onderwerp is, daar's vandag baie bedieninge om ons wat geld vra op televisie en oral om ons, waar moet ek saai? Kom ek vra vir jou, as jy by die Wimpie gaan eet, gaan betaal jy by die Spur? Ek vra maar net namens iemand. So, waar saai ek? Ek saai waar ek kos kry. Ek ondersteun die bediening waar ek die ware evangelie kry. As jy hier geestelik gevoed word, saai hier. Dis koninkryksbeginsel. As jy vir die armes wil gee, praat met ons, kom gee, ons weet waar om dit te gaan gee. So ons praat oor die lieflike geur van Jesus, soos die lieflike geur van hierdie struik. En die vraag vandag is, wat se geur versprei ek? Wat se geur versprei ek eerstens teenoor die Here? Wat ruik hy by my? Is ek 'n lieflike geur vir hom? Of bedroef ek die Heilige Gees deur net nie om te gee hoe ek leef of praat nie? Want ons kan die Heilige Gees bedroef. Tweedens, wat se geur versprei ek tussen my vriende? As ek gaan jag of iewers kuier en op 'n sportsaal, haak ek uit, wat se geur versprei ek om in te wees by die manne? Derdens, wat se geur versprei ek waar ek werk, waar ek sport beoefen? Kom ek vra vir jou, hoe versprei ek hierdie geur van Jesus? Kom ek sê gou eers vir jou, hoe doen jy dit nie? Dis rokerig hier binne, nê? Okay. Wel, dis 'n klein prysie om te betaal vir 'n lekker stukkie steak. Hoe versprei ek nie die geur van Jesus nie? Deur 'n idee te skep van 'n wettiese vorm van heiligmaking. Om 'n idee by mense te skep, ek is perfek, maak nooit 'n fout nie. Waar ek nooit my godsdienstige maskers laat val nie. Eintlik wat ek doen, ek versprei maar net die geur van my eie goedheid, my eie geloof, my eie pietisme, my eie gehoorsaamheid. Soos toe die een ou getuig, toe vra iemand vir hom, "Hey Boeta, jy het nou getuig, maar breek jy of getuig jy?" Kyk, me, myself and I. Ek versprei nie die geur van Jesus. Dis soos die Fariseërs, hulle kritiseer ander vir dieselfde sondes wat hulle eintlik doen. So om wetties te leef is soms omdat ek bang is vir mense se opinie. Ek wil perfek wees, ek is bang mense sien ek kan foute maak. Of ons wil geregtig voel omdat ek so goed is. Selfgeregtigheid is 'n sonde. En dink ek kan deur wette God se liefde verdien. En dis 'n vorm van hoogmoed om te dink ek kan sy guns kry deur perfek te wees. Dis die selfverheerliking van my vlees. Maar kom ek vertel vir die swak mense wat sê ek is net soos jy. Ons is feilbaar. Maar Jesus is lief vir my. En ek wil vir hom leef. Sulke mense versprei 'n geur wat mense laat besef, maar ek kan ook 'n Christen wees. Daar wat kan doen, kan ek ook. Swak mense gee hoop aan swak mense. Tweedens, hoe versprei ek nie die geur van Jesus nie? Om prekerig te wees. Ek hou nie van prekerige mense nie. Om voorskrifklik te wees, veroordelend, jy mag nie, dit moet so wees. Waar ek nie 'n lieflike geur van Christus is nie, maar van reëls en tradisies en voorskrifte. En derdens, hoe versprei ek nie die geur van Jesus nie? My meer. My wispelturigheid, my gesindheid, kort van draad, ek skel en vloek en woede, onvergewensgesindheid. Manier hoe ek met mense praat, versprei nie die geur van Jesus so nie. Hoe versprei ek die geur van Christus? Ek is amper klaar, ons gaan nou daai besigheid proe. Hoe versprei ek die geur van Jesus? Dis eintlik so maklik. My liefde vir hom op my mou te dra. Die manier wat ek van hom praat, nie van die groot man daarbo of die groot baas nie, is onrespekvol en spreek van mense wat geen verhouding het met Jesus. Dis hoe ek van hom praat, my liefde vir hom op my mou, die manier waarop ek voor mense van hom praat. Die manier waarop my gesig ophelder as ek sê Jesus. Die manier waarop ek leef vir hom. Mense sien gou of Christus jou lewe is of net jou godsdiens. Nou, jy sien hierdie steak se geure trek mense aandag. Jy wil jou mond water, jy wil proe.
Nou ek wil vir jou sê, ek kan jou amper wet, want jy gaan net so klein stukkie op 'n stokkie kry. Miskien moet Jakkals so lank kom help sny. Ek het 'n mes, Jakkals. So jy gaan nie baie kry nie. Maar weet jy wat gaan ek jou wet? Jakkals is 'n groot jagter, groot boer van Komatipoort. Ons welkom hulle. Hulle is deel van ons ministry. Kamp aan die Punt vir maande. Hierdie steikse geure trek jou aandag. Nee, jy wil proe, maar ek kan jou amper wet, 'n klomp van julle, as julle dit nie vandag gaan doen nie, iewers in die week of 2, gaan julle so lus raak vir steak, julle gaan vir julle een koop by die huis, julle gaan 'n gaar maak en jy gaan hom opeet alleen by jouself. Ek kan mos nie nou vir die mense eet nie, is mos nou nie. Okay. Jy sien man, jou korteks trek skeef van lekker. Want geure bring emosies van genoegdoening, selfs verlang of begeerte. Want die geure, die reuke van die steak kom lê in my kop en dit dryf my na steak. Maar dieselfde ook met jou en my. Hoe ons die geur van Jesus laat uitkom, gaan lê ook in mense se bewussyn. Mense vergeet wat jy preek, maar hulle onthou hoe jy hulle laat voel het. Hoe jy met hulle gewerk het. Die geur van Jesus gaan lê in mense se bewussyn. Dit maak mense nie net bewus van Jesus, maar maak hulle honger. Dryf hom na alles het 'n maand of 2 nadat jy met hulle gedeel het. So ek begin nou afsluit, want die besigheid word koud in my mond water. Die mens bestaan uit siel, gees, liggaam. Jesus Christus is homself in jou oorgebore. Jesus woon in jou wedergebore gees. Kom ons sê Jesus in jou is jou silent partner. Hierdie stukkie van die boodskap is belangrik. As jy alles vergeet, onthou dit. Jesus kom in jou gees. Hy is jou silent partner hier binne. Hy's daar. Hy's stil. Hy's alles in jou hier binne wat God wil hê jy moet wees. Saligheid, heiligheid, ewige lewe, geregtigheid, vrede. Liefde woon in jou. Klaar, alles, die volheid. Maar hy's silent in jou. Want sy heiligheid is silent in jou. Sy lewe is silent in jou. Sy liefde is silent. Hy is jou silent partner. Jy dra sy krag in jou. Jy dra gees in jou, hemelse lewe, maar dis alles silent. Sy geur is in jou, alles. Maar niemand kry die reuk daarvan nie. Dis ons probleem. Jy sien, want dis alles in my geesmens, in die geestesmensie. En die geestesdimensie kan jy nie waarneem met jou sintuie nie. Mense kan nie Jesus in jou sien. Hulle kan hom nie hoor nie, hulle kan hom nie ruik nie. Hy kan nie waargeneem word met hulle sintuie nie. Dis silent. En hierdie silent partner het 'n ander partner nodig wat nie silent is nie. Wat hierdie kwaliteite van jou silent partner in jou, in die sigbare dimensie inbring, waar mense deur hulle sintuie leef. 'n ander partner wat dit soos hierdie steak die geure waai, 'n ander partner wat die geure van Jesus in jou uitwaai. Jy en ek kan dit nie doen nie. Ons maak te veel foute. Jesus se lewe, sy liefde, sy passie, sy geregtigheid wil gesien en geryk en gehoor word. Maar ek en jy kan dit nie doen nie. So weet jy wat doen die kerk? Die kerk gee ons 'n wette en sê dis hoe jy moet maak. Dis jy, dis nie die geur van Jesus nie, dis jou geur van jou goedheid. So hoe gaan ek dit wat in my is, wat so lieflik en loflik en lewe is, hoe kry ek dit uit? Deur wetties te wees? Nee. Want dit wat wetties is nie gees nie. Dit gaan nie uit jou hart uitkom, uit jou gees uitkom, en dis, ouens, die partner van jou silent partner is die Heilige Gees. Jesus doen niks sonder die Heilige Gees nie. Jesus sit, hy het aan die kruis geroep, it is finished, sy werk is klaar, dit is volbring, it is finished in your spirit, is volbring, alles. Liefde, alles, geregtigheid, heiligheid is daar. Maar daai finished work of the cross is not in your mind. It's not in your soul. It's nie in jou gedagtes nie, it's nie in jou emosies nie, is nie in jou wil nie. So Jesus sit, sy werk is klaar, is homself in jou gees. Maar die Heilige Gees is gestuur, hy is die uitvoerende beampte van die drie-eenheid. Hy is die werker, hy is die toepasser, die een wat jou lei, die een wat jou oortuig, die een wat jou leer, het gebeur in jou siel. So die Heilige Gees sit nie, want hy het nooit aan die kruis gesê, het is finish nie. Sy werk is nooit klaar nie. So die Heilige Gees is die uitvoerder van dit wat in jou gees is. En wat doen die Heilige Gees? Hy kom werk in ons sielsarea, want dis wat die werk nodig is. So kom hy nooit rus nie, want die werk in my siel is nooit klaar nie. So ons gees is verseël, volmaak heilig, maar ons siele nie. En ons het Christus in ons, maar ons versprei nie sy geur nie, want Jesus is die silent partner. Jesus het die Heilige Gees nodig. Ek en jy
het die Heilige Gees nodig. Om die geur van Christus wat in my is, uit te kry, soos te waai, uit te kry, hy waai dit uit. Ons het 'n ou koortjie, laat hy waai oor my, laat die Gees van God waai. Ons het die Heilige Gees nodig wat uitwaai, die geur van Jesus in my, sodat mense dit kan beleef in hulle sintuie. En hoe kry die Heilige Gees, hoor 'n bietjie mooi, dan sluit ek af. Hoe kry die Heilige Gees, die Christus Gees, geur, wat in my wedergebore gees in my is, hoe kry die Heilige Gees dit uit in my uitdrukking? Hoe ekspres ek, sodat mense kan ruik en sien? Die Heilige Gees kom werk in jou mind, in jou gedagtes. Jesus in jou kan niks doen sonder jou mind nie. Hy het jou mind nodig. Paulus sê, we have the mind of Christ. As die Here nie my mind kry nie, is hy net in my gees, en niemand kry sy geur by my nie. Hy het my mind nodig, sodat dit wat hy in my is, vanuit my kan voorkom. So jou mind, jou siel, jou gedagtes, jou emosie, jou wil, is die Heilige Gees se werkswinkel. Die Heilige Gees se woonplek, sy leefplek. Hy kom werk in jou mind. Weet jy kan nie Jesus blus in jou nie, hy's altyd daar, maar jy kan die Heilige Gees blus. Jy kan selfs die Heilige Gees bedroef. Hy is soos 'n duif, saggies. Hy vlieg maklik weg. En die Heilige Gees het gekom, sodat dit wat ek is, kan manifesteer in dit wat ek sê, in die manier hoe ek praat. Die Heilige Gees is die een wat die geur van Jesus in my op sy beste uitbring. Tot in my gedagtes, in my emosies, en dan begin wandel ek, wat Jesus is. Sonder 'n wet, sonder voorskrif. Liefde manifesteer, die karakter van Jesus in my manifesteer. En dis nie meer net bloot 'n droom nie, of iets wat ons moet gaan doen, dit gebeur. Heiligheid kom uit. Grace vir mense wat anders as ek sondig kom uit. Begin my naaste lief hê. Heiligheid. Genade vir ander. Om jou naaste lief te hê, is nie 'n aangeleerde, hoor mooi, dis nie 'n aangeleerde leefwyse of wette wat jy uitvoer nie. Dis natuur. Dis geaardheid. Dit kom net. Effortless, van self, van nature, uit jou binneste, wanneer die Heilige Gees in my lewe toegelaat word. En dit gebeur, soos ek in verhouding met Jesus leef. In my verhouding met Jesus, maak die Heilige Gees my bewus van Christus in my, en dan begin die kwaliteite van Jesus uitkom. Soos ek met hom fellowship, begin die geur van Jesus uitkom. En dit versprei, en mense tel dit op, jy stel gees vry, nuwe lewe, en dit is soos parfuum. So wat ten slotte is ons verantwoordelikheid om geur te wees? Wat moet jy doen om dit te wees? Ek weet jy wil dit wees, ons almal wil. Maar hoe doen ons dit? Om Jesus lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Om liefdeseenheid en liefdesintimiteit met hom te leef. In fellowship, om te bedink, jou mind te gee, om hom te eer, met hom te praat, te spog met hom. En dus dan moet die welriekende geur van Jesus net begin kom. En ek wil vandag vir jou vra, wil jy daardie geur wees vir Jesus? Wil jy 'n geur wees van Jesus? Daar's soveel gebrokenheid daar buite. En jy weet, ek het geleerd in 'n teologie waar ek geswat het, pastorale sielkunde, berading, allerhande goed, ek het dit als geleer, ons moes dit doen. Ons het baie keer by mense gaan sit met 'n vooropgestelde plan, hoe ons gaan werk, en baie keer dan pas ons dit toe, die beginsels, dan werk niks nie. Niks werk nie. En al wat jy doen is, jy sit net daar, en jy wees soos Christus vir so 'n persoon. Jy het so 'n persoon lief, jy kyk met begrip, barmhartigheid en genade, en dan kom jy agter hoop kom. Mense ontvang lewe en liefde. Net daar te wees, ek het dit al hoeveel keer vir julle vertel, toe ek die seentjie op die snelweg doodry, en iemand in die gemeente afgejaag kom daar by Mosselbaai op die snelweg waar dit gebeur. Hy het nie na my gekom met 'n skrifteks, 'n skrif nie, weet. Want ons dink, jy weet, ons hou Jesus in die boek, en ons dink, geef hulle die boek, dan versprei ek die geur van Jesus. Dis nie genoeg nie. Jesus sê vir die Jode, julle ondersoek die skrifte, julle dink julle het lewe hier, maar julle kom nie na my nie. En daai ou het my net gedruk. Dis altyd hy het net daar kom staan, hy het my vasgehou, terwyl ek daar staan in my ellende, en ek het 'n kind doodgery. En hy het my net vasgehou, en ek beleef Jesus, ek beleef genesing, ek beleef aanvaarding, ek beleef grace.
En dis die geur van Jesus. Dis hoe jy doen. En ek moet nou vir jou sê die ou wat dit gedoen het was nou definitief nie die soetste ou in hierdie gemeente nie. Maar hy het geweet hoe om die geur van die Here te versprei waar dit nodig was. En dit het gewerk. En dis al wat die Here sê. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie. Jy hoef nie 'n ou met die Bybel oor die kop te slaan en te dink jy moet 'n teksversie vir alles hê nie. 'n Antwoord vir elke probleem nie. Soms moet ons net by mense wees. Wees net soos Jesus vir hulle. Laat hulle die liefde van die Here voel, die genade, die aanvaarding van die Here. So, wil jy die geur van Jesus wees? Dis eintlik so maklik. Laat die Heilige Gees vanoggend met jou 'n nuwe seisoen begin. Die Heilige Gees. Laat hy met jou 'n nuwe seisoen begin. 'n seisoen van intimiteit en oorgawe met Jesus, waar jy regtig leef in 'n verhouding met die Here. Dis al wat tel ouens, 'n liefdesintimiteit met Jesus. En wanneer jy dit beleef, dan ruik jy na hom. Jy ruik na hom. Halleluja. Amen. OK, ons gaan saam bid en dan gaan ek oorgie aan Aubrey. OK. Here, ons het vanmôre tasbaar geure gedemonstreer. Die reuke. Dat ons vanmôre hierdie oggend nie sal vergeet nie, nie net bloot vir die lekker steak nie, maar wat die Here vanmôre vir my hart wil sê. En wat U vanmôre vir my hart wil sê is, U soek manne en vroue wat sy geur sal versprei. U soek nie bekwame, slim manne of vroue wat die skrif uit hulle koppe uitken nie. U soek eenvoudige mense wat in nederigheid die Here liefhet met hulle hele hart, hulle hele siel en hulle hele verstand. En dis wat U vanmôre by ons wil hoor, en dit is wat ons vanoggend hier moet huis toe vat en moet onthou, is ek daardie geur? Watse geur versprei ek waar ek is? Wat ruik mense? Word hulle bewus van Jesus as ek daar is? Word hulle bewus van sy liefde, sy genade vir hulle? Is my lewe van so aard, my verliefdheid vir die Here wat ek op my mou draai, van so aard dat mense 'n tweede keer kyk en stop en wonder, wie is hierdie Jesus wat so iemand so kan bekoor? Die geur van Jesus. En ons wil vanmôre sê, Here, ons is niks. En as U niks kan gebruik ons om U geur te wees. In Jesus naam. En as jy vanmôre daar sit en jy sê, Here, vanmôre hoor ek wil 'n geur vir Jesus wees. 'n Liefdesgeur. Wil ek net vir jou sê, ek gaan nou nie weer bid nie, jy gaan nou. Daar waar jy sit, sê dit vir die Here. Sê vir die Here dit, as jy dit regtig bedoel. As jy vanmôre voel nie lus vanoggend hier, dan los jy dit. Maar as jy vanmôre voel die Heilige Gees dring jou, en jy wil 'n besluit en jy wil 'n keuse maak, sê Here, ek gaan vandag hier uit. Ek gaan môre werk toe of waar ek ook al gaan wees. Ek wil 'n geur gaan wees vir Jesus. Dat mense selfs wil sê, "Hey, wat het hier naweek met jou gebeur? Hoekom is jy so anders?" Wat 'n wonderlike getuienis as mense sê, "Hoekom is jy so anders?" Ons wil hê mense moet sê, "Hoekom is ons so anders, Here?" Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het die Heilige Gees nodig en daar wil ek bid, kom Heilige Gees. Kom wees U die werker, my leidsman hier in my. Bring Jesus wat in my is uit na buite, in my expression, so that people will smell the grace, the love, the life. In Jesus' name. Amen. Amen. Aubrey, ek gee aan jou oor. Ons het nou so lekker vir elke een kan 'n stukkie steak kry. Maar wanneer jy 'n stukkie steak eet vandag, dat dit wat Steven vanoggend met ons gedeel het, dat daai geur van Christus, daai wonderlike geur wat jy eintlik veronderstel is om te versprei, dat dit opnuut in jou gedagtes kom hierdie week waar ook al jy beweeg, dat mense Christus in jou kan sien, dat jy sy beeld kan uitdra. Ek wil vra as jy so jy kan omstap, jy's tandestokkies, ek weet nie wat se ander woord is baie lekker, hoor. Baie lekker. Dan druk jy die stokkie in die stukkie steak en jy stap uit en jy geniet hom. Daar is klaar stokkies en 'n paar stytjies, maar maak maar soos 'n lekker familie sal maak en jy stap net verby en jy kom help jouself en jy versprei die geur van Christus met hierdie gedagte. Wie wat pas